Goeienaand dames en here, as julle asseblief net julle sitplekke sal inneem, ons wil amper begin. Dankie. Dis hy goeienaand dames en here en baie welkom by BKO se eerstejaarskonsert van 2025. Dit is my baie lekker om so vol saal te sien en ek hoop dat julle elkeen hierdie konsert geniet. My naam is Dorette Lekornie. Ek is 'n intern by Bokero Opleiding onder studente sake en bemarking. En dit is vanaand my voorreg om vir julle te verwelkom asook om die bedankings te doen. Voordat ek met die bedankings begin, wil ek graag ons SR voorsitter, Henkel Volgraaf of soos ons hom noem Boesman, vorentoe roep om die aand op 'n gepaste wyse te open. Dankie Boesman. Goeienaand almal. Ek gaan vir ons lees van Romeine 14 vers 16 tot 19. Moenie toelaat dat die goeie wat by julle is 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wie Christus op hierdie manier dien, is aanneemlik vir God en aanvaarbaar by die mense. Kom ons streef dan na die dinge wat die onderlinge vrede en mekaar se opbou bevorder. As studente kom ons uit verskillende plekke waar baie dinge ons vrede en vryheid versteur. Jy weet nie meer waar jy inpas nie, jy weet nie meer waar jy veilig is nie, jy weet nie eers of jy môre nog daar sal kan wees nie. Maar elkeen van ons het in Oranje 'n vrede kom leer ken, wat ons laat besef het dat werklike vrede nie gaan oor al hierdie dinge nie. Ware vrede en vryheid gaan daaroor dat ons ten spyte van dit wat in die wêreld gebeur, doodgewone mens kan wees, kan Afrikaner wees en bo alles gelowiges kan wees. Die bou aan Jong Oranje is 'n spieël van die invloed wat die omgewing, die dorp en sy mense op ons as studente het. Wanneer ons opnuut daardie vrede ontdek en ons hoop dat as ons die dag hier weggaan, ons hierdie vrede in ons harte kan saamvat. Waar ook al ons sal gaan, dit sal plant en laat groei. Ons is dankbaar om saam te kan werk aan die groei en die opbou van ons vryheid. Maar dit is net omdat ons geloof die fundament van ons bouwerk is. Ek sal vir ons bid asseblief. Ons Hemelse Vader, dankie vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons as vriende, familie en 'n gemeenskap hier bymekaar kan kom. Ons sal U asseblief vanaand se verrigtinge seën en die hand van beskerming hou oor die wat van ver af gekom het en weer moet huis toe gaan. Ek bid en vra dit ek hom nie verdien nie, maar ons bid dit in Jesus se groot en almagtige naam. Amen. Dis hy baie, dankie Boesman vir die mooi en gepaste boodskap. Voor ek begin met die bedankings, wil ek net 'n paar praktiese reëlings deurgee. Sit asseblief julle fone se klank sag of net af. Maar julle is wel welkom om foto's en video's te neem. Maak dit seker jy steur nou nie die persoon voor jou of agter jou of langs jou nie. Ons neem ook wel hierdie optrede, die konsert af, so dit sal ook beskikbaar wees. So julle hoef nie te voel julle moet alles opneem nie, tensy julle natuurlik wil. Dan ondersteun asseblief die kosverkope hier buite. Daar gaan ook kosverkope beskikbaar wees na die konsert. Daar's nie 'n breek nie, die konsert is een deurloop. Maar julle is welkom om na die tyd weer 'n draai te maak by die kosstandetjie. Dan vanaand se konsert is die bou aan Jong Oranje. Hier is waar ons die rol van die studente in die gemeenskap en in die dorp aan julle wil uitwys, maar ook hoe julle elkeen as 'n Oranieër en as Oranje se gemeenskap 'n rol speel in die vorming en die bou van die studente in hulle jongmenslewe. En dan nou saam kan ons 'n hoopvolle toekoms skep en bou aan ons tuiste hier in Oranje. Op daardie noot gaan ek oorgaan aan die bedankings. Eerstens wil ek baie dankie sê aan elke eerste jaar. Hulle almal is nou hier agter die verhoog. So ek kyk nou nie na hulle nie, maar as hulle my hoor, baie dankie aan elkeen van julle, die moeite en die ure wat julle ingesit het, terwyl julle nog baie ander buitemuurse aktiwiteite gehad het om aan deel te neem. Ons weet dit is taaf, so baie dankie vir al die moeite wat julle ingesit het met die oefening en die entoesiasme wat julle het. Dink elke toeskouer gaan vanaand sien die moeite wat hulle ingesit het. So baie dankie daarvoor. Dan ook aan die studente leiers, hier's 'n hele paar vanaand en ek wil vir hulle spesifiek ook dankie sê vir die ure en die tyd wat hulle ingesit het. Julle motiveer die eerstejaars en ons is regtig dankbaar daarvoor en ek seker elke eerstejaar sal ook met my saamstem.
Hier wil ek net graag vir Marlies van Rooyen uitlig en spesiaal dankie sê. Sy is op die studenteraad, sy is sport en kultuur en sy het ook verskriklik baie moeite ingesit om hierdie konsert hier op die verhoog te kry. So baie dankie Marlies. Dan ook die personeel van BKO, elke personeellid wat tyd afgestaan het, moeite ingesit het, die eerstejaars aangemoedig het, baie dankie vir julle bydrae ook. Spesiale dank hier veral aan Marika Labeskagni, sy is ons hoof van studentesake en sy hou ons eerstejaars en ons leiers mooi vas by mekaar as ons voel ons gaan uit mekaar uitval. So baie dankie daarvoor Marika. Dan volgende wil ek dankie sê aan elke ouer. Ek weet hier's 'n paar ouers vanaand, 'n paar ouers wat ook van baie ver gekom het. So baie dankie vir die moeite wat julle insit. Ek weet die studente en spesifiek julle eie kinders ook waardeer dit verskriklik baie en dit maak vir hulle ook die moeite werd. Dan die hele gemeenskap van Orania, elke wyse wat julle bygedra het, al was dit deur om die konsert verder te adverteer, toegelaat het dat die studente by julle kom advertensies opsit, of dat julle dit verder gedeel het, of dat julle vanaand hier is om dit by te woon. Baie, baie dankie daarvoor, dit beteken vir ons baie om so vol saal te hê. Dan ook spesiaal vir Oker, Orania Kunsteraad, hulle het ons gehelp met die dekor, met die skryf van die toneelstuk en hulle behartig dan nou die kosverkope hier buite. So baie dankie daarvoor. Spesiaal oom Teenie, waar daar agter staan, hy behartig die klank en die ligte en sonder hom sou ons regtig nie 'n konsert soos hierdie kon hê nie. So regtig baie dankie oom Teenie. Ons waardeer dit baie. Oom Christian van Zyl, hy het gehelp met die dekor. Hy is die meesterbrein agter al die dekor wat julle vanaand hierso sien. So baie dankie oom Christian. En so ook soos altyd oom Christian van der Merwe, hy help met die afrigting van ons akteurs en ek seker julle gaan ook vanaand sien wat so goeie taak hy gedoen het met hierdie eerstejaars se optrede en toneelspel. So baie dankie oom Christian. Alle bemarking wat gedoen is en dan hier veral wil ek vir Radio Orania net noem met die hulp van die bemarking van hierdie konsert. Die dorpsraad en veral tannie Magie wat gehelp het met die koördinering en die reël van die saal vir oefentye, asook die opstaan van die verhoog. So baie dankie daarvoor. Dan ook spesiaal tannie Siska en tannie Christel van die Karoo Klanke en Klingels. Hulle het baie moeite gedoen om die studente voor te berei met die sangitems, so julle sal vanaand ook die sangitems baie geniet. Hulle het baie moeite daarin gesit. Laastens wil ek net alle eer en dank aan ons Hemelse Vader gee, want hy het ons so geseën met hierdie konsert en sonder hom sou ons dit ook nie kon doen nie. So alles wat ons hier sal doen vanaand is tot eer en verheerliking van sy naam. Indien daar enige persone is wat ek nou nie bedank het nie, maar wel bygedra het, baie dankie. Ja, regtig baie dankie daarvoor en dan hoop ons julle geniet die konsert en kyk graag saam met ons na die bou aan Jong Orania. Baie dankie. Ons verhaal begin op 26 November 2024 by 'n staatskool in Bloemfontein. Stian, 'n matriekleerling, ook bekend as Loodpil, het sy finale slegte dag as 'n buitestander in sy eie skool gehad. Die skool se beheerliggaam het besluit om in die lig van die nuwe Basic Education Law Amendment Act, oftewel die BELA-wet, die skool vroegtydig in 'n uitsittelike Engelse mediumskool te omskep. Dit is ten einde om almal te kan insluit, sê hulle. Die skool was nog tot en met Stian se graad 10 jaar 'n trotse Afrikaanse mediumskool. Maar toe Stian se graad 11 jaar aanbreek, het die nuut aangestelde skoolhoof daardie jaar hom vreeslik daarmee bemoei om leerders wat nie Afrikaans kon of wou praat of verstaan nie by die skool te laat inskakel. So is Afrikaans onbewustelik verkleiner totdat onbelangrikheid geword het en by die agterdeur uitgesmy is. Stian moes ook afstand doen van sy prefekskap, aangesien die kwotawet vir andertalige leerders op die raad van prefekte behaal moes word. Stian se selfvertroue en lewensvreugde is ernstig hiermee geknou. How's it, Loudpil? Oh, Boertjie, is it lekker here for you? You need to learn to speak English properly now, huh, Opel? Bella, Bella. Yeah, we are lekker Bella. Come on, Loudpil. Say supercalifragilisticexpialidocious. Come on. Say supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilistic Telatelanosis. It's not Tella, it's Bella. Yeah, Ag guys, los my. just leave me alone man. Julle sommer simpel man. Ja, loop maar lekker weg. Julle gaan eendag vir my kom werk. Sê hom. Dis wat Elon Musk sê. Sorry guys,
or though whichever you'd like to identify yourself, I have no intention to harass you, but I have to inform you, you are late. Stian, will you please be so kind as to do this maths problem on the blackboard? Sorry, I mean colorless board. Die antwoord 2. Ja? Die antwoord 15. Nee. Is die antwoord 2024. Nee. Listen, you're going to have to pull up your socks. Otherwise not getting anywhere in life. Go sit. Ag man, hier is sommer Grieks. Lekker Loudpel. Struggling with the maths as well, hey? Stian, nou, jy moet verstaan, tye het verander. Gee die antwoord in Engels, dalk vat die ou dit reg, man. Mister Rick, die breek ons die monumente nie, ons restaureer hulle. Stian het lank die akademiese struikelblokke, alle welige geboelie en onwelkome kultuur verdra. Die finale looitjie is egter op die dag getrek en Stian se gemoed het van daar af met spoed afgeneem. Toe hy tuiskom, het die trane van frustrasie, moedeloosheid vlak in sy oë gelê. Sy pa wat baie lief was vir sy seun, het dadelik opgetree. Stian, nou seun, wat is fout op hom? Nee, niksie pa, ek is 100. En die blou oog, waar kom dit vandaan? Ag, pa, ek en die ouens, ons het net so 'n bietjie gespeel mos. Nee Boeta, ons gaan 'n ander plan moet maak. Dit kan nie so aangaan nie. Pa, ek weier. Ek wil nie terug aan skool toe nie. Dit is nie my taal of my kultuur nie. En ek het nie eintlik regtig pelle daar nie. Stian, nou seun, kom ek vertel jou gou 'n ding. In hierdie land van ons moet jy jou eie toekoms bou. Jy kan dit nie aan ander se hande los nie. Wat dink jy gaan hulle vir jou reël? Net mooi niks nie. Maar kyk hierso, ek het vir jou 'n moontlike oplossing. Al wat ek vra, is dat jy net vir 2 weke vasbyt, dan is jy klaar met matriek. Dan kan jy met jou lewe begin. Dan is jy weg van alles en almal af. 'n Lewe wat by ons taal en ons kultuur begin. Ag pa, waarop dese aarde sal ons so 'n plek kry? En wat gaan dit nie kos nie? Pa weet, alles in hierdie land gaan net op en op. Skoolfooie gaan net op. Universiteitskoste gaan net op. Kospryse gaan net op. En jene man, selfs petrol gaan net op. Maar al wat dit nie opgaan nie is die SAL. Stian, nou seun, ek het gehoor van 'n plek genaamd Bokaroo opleiding. Dit is hulle lese is vryheid deur opleiding en arbeid. Dit is 'n eg Afrikaner instelling. Dit kan vir jou 'n nuwe begin wees, weg van alles en almal af. 'n Skoon bladsy vir jou om jou volwasse lewe mee te begin. Ek het gehoor hulle aansoeke is nog oop. As jy wil, kan ek hulle kontakbesonderhede vir jou kry, maar die keuse bly wel joune. Bokaroo opleiding. Klink nogal interessant, pa. Maar ek en van die ouens het nou maar eintlik al klaar besluit. Ons gaan saam Stellenbosch toe gaan. Gaan dink daaroor. Pa is reg. Ek sal 'n bietjie daaroor gaan dink. Want dit klink op die ou einde van die dag soos die plek waar ek uiteindelik myself kan wees. Bly.
Stean was daardie aand heel nag wakker. Hy het navorsing gedoen oor BKO. Soos die ure verbygestap het sy opwindendheid toegeneem en hy die volgende dag by die familiebraai aan almal die groot nuus meegedeel. Julle, ek weet wat ek volgende jaar na matriek gaan doen. Ons het dit hy gaan sê. Volgende jaar gaan ek by Bokaroo opleiding in Oranje gaan studeer. Wat was Stellenbosch? Jammer ouens, ek weet ons sou saam Stellenbosch toe gaan, maar Neefie, daar's klomp vreemde wit mense daar. Wat? Waar het jy wit mense gesien? Nie wit mense, nie wit mense. O. Ja, ek moet sê ek is al jare lus vir 'n lekker kudu jag. nee man, hulle is 'n Afrikaner kultuurgemeenskap wat iets nuuts wil bou. Gaan kyk 'n bietjie op hulle Instagram. Ja, ek het so gehoor daar's 'n plek daar waar die beeste deesdae geweeg word. Alles vir Engels ook so. Bid jou aan. My bees word op 'n Instagram geweeg. Nou vertel my, wat is fout met 'n gewone skaap? Wat gaan van die plaas word? Wat? Wie se plaas? Myne. Wat se praatjie is die nou? Dis 'n klein kind, dis so 'n botteltjie. Dis hy. Oupa, ek gaan boerderybestuurs gaan studeer. So, as ek klaar is met my kursus, né? Dan kan Isak vir my op die plaas kom werk. Is dit? Pa, nee. Ek trots op jou seun. Dis 'n goeie keuse. Dankie ma. Die studente van BKO, dit lyk vir hulle so vry om tussen hulle eie mense te wees. En die Oranje mense, hulle hoef nie eens te bekommer oor hulle veiligheid nie. Ja, maar jy moet net nie gaan en al jou ouers se geld opmors nie. Ja. Nee oom, ek sal dit nou nie gaan loop doen nie. Ek gaan regtig baie hard werk om iets agter my naam te loop kry. En Bokaroo opleiding, hulle het 'n wye verskeidenheid van ambagte om van te kies. Soos elektriesiens, loodgieter, bou en siviele konstruksie, siviele ingenieursdiploma. Daar's tuisversorging. Daar is vroeë kinderontwikkeling. So, as ek nou klaar is met my boerderybestuur, dan kan ek sommer een van die ander ambagte kies wat my nog kan help beter die plaas te kan bestuur. Stean, wat van Stellenbosch, bro? Ons het gepraat hieroor. Wat van Nieuwbaar? Ek kan dit nie glo nie. Ons het klaar besluit wie gaan die dop koop. Nou moet ek 'n robot kry wat sy eie klere kan opvou nie. Nee, ou, jy maak nie reg jou. Come on, ouens. Ons kan nou nog tydens die vakansies gaan kuier. Neefie, wie gooi op petrol daai kant? In Oranje, né? Doen die mense hulle werk self. Vertel my gou-gou Boeta, gaan jy in die koshuis bly? Ja pa, daar is 2 manskoshuise om van te kies en 'n dagshuis. Sjoe, ek dink dis 'n goeie idee. Dit smaak my jy het ook die regte besluit gemaak. Ons is saam met jou opgewonde oor BKO, oor Orania. Kyk, kom julle, kos is reg, ons gaan nou eet. Baie dankie pa. Die brand ons die tyd soos gekry het om ons lande te sleep. En so het Stean sy keuse gemaak om BKO sy studietuise te maak. Daardeur het hy 'n hele nuwe uitkyk op die lewe gekry, van selfwerksaamheid en verantwoordelikheid tot die belewenis van Afrikaner kultuur en gemeenskap. Maar vir ander was die skuif na BKO nie so maklik soos vir Stean nie. Kyk nou na Marie, sy het nie geweet wat op haar wag nie.
Ma, wanneer gaan sien na my kamer kom regpak? Ek kry niks wat ek soek nie en ek het nog 5 tasse om te pak. Ag eerlikheid tog, ma, waar's ma? Ma, ek probeer pak vir daardie sielsverlate plekkie ergens in die Karoo, maar ek weet nie wat om alles in te pak nie. Kan Sina my nie kom help nie? Of moet ek nou regtig alles self doen? Sina, as jy klaar is met die wasgoed, maak tog net Marie se kamer skoon. Ag, en terwyl jy nog in die kombuis is, bring sommer vir my 'n koppie tee. Ag my hartjie, ek wens ek kon vir Sina saam met jou stuur, maar jou moeder het ook maar net 2 hande. Ja, ek weet ma. Ek weet net nie hoekom ek daar moet gaan studeer nie. Dit lyk so ver van alles af. En lyk my jy moet alles daar self doen. Alhoewel, soos ek deesdae in die huis gaan, moet ek in 'n geval alles self doen. Dis 'n wonder dat iemand daarom nog vir my kos maak. Ek weet nie ma. Miskien moet ek maar eerder BA man vang op tikkies gaan doen. Of dalk maties. Stellenbosch, dink net maar. 'n ryk wynboer. O nee my hartjie, ek het op sosiale media verneem dat almal deesdae huise en orans wil hê. Net die uitgeleese mense bly deesdae daar. Hulle kom van heinde en verre. Studente wat jaarliks by BKO aanmeld, kom inderdaad van heinde en ver, maar ons is die res van die Oraniërs. Nie noodwendig almal mevrou dokter of professor so en so nie. Hulle is ook gewone mense, hier en daar ook 'n aflertjie soos enige ander plek. Maar eers genoeg van Orania. Die groot vraag is, wie is die studente van BKO? Wat is ons stories? Waarvandaan kom ons? Hoe vorm Orania vir ons? Wat van reg oor die land kom? 'n toekoms? Hoe groei Orania studente as Afrikaners? Die antwoord op die vraag verskil van student tot student, maar ons almal het 'n deel in mekaar se storie, net soos Orania en die Oraniërs ook deel daaraan het. Ons almal bou aan mekaar se legkaart, Orania se legkaart, die groot prentjie, naamlik lewe. En vir die studente van BKO was en is dit 'n opwindende avontuur. Jy hoef nie eers ver te gaan soek na die avontuur nie, want elke koshuis beeld sy eie kultuur uit. En so het die tyd vir die nuwe studente aangebreek om alles wat bekend was agter te los en te vertrek na Orania, hulle nuwe huis tydens hul studietydperk. Baie welkom aan ons eerstejaars van 2025. Van vandag af is julle deel van BKO, deel van Orania. Dis 'n voorreg om 'n Afrikaner te wees. Hier mag jy trots wees op. Dis 'n voorreg om Afrikaner in Orania te wees. In Orania word alles gedoen met ons eie krag en sweet, maar die liefde wat ons het vir die Hemelse Vader en ons gemeenskap is die beste beloning waarvoor ons kan vra. Sterkte vir die jaar wat voorlê, maak die meeste van elke geleentheid en vra as jy hulp nodig het. Dit is altyd beter om iemand anders 'n probleem as jou eie op te los. Vanaand het julle kans om as koshuis saam te kuier en mekaar te leer ken. Maar onthou die reël van meisies kyk. Ons kry mekaar môreoggend vars en vrolik by BKO vir opening. En onthou, BKO is nie soos 'n staatsrede wat 2 ure laat begin nie. Vroeg is betyds en betyds is laat. Geniet die aand julle. En so vertrek al die studente na onderskeie koshuise toe.
Kom ons gaan saam om 'n nader kykie van elke koshuis te kry. Welkom by Valbos Manskoshuis. Hier staan ons op broederskap. Ons ondersteun mekaar en laat niks tussen die manne kom nie. Heel belangrikste van dit alles, ons maak heeltyd 'n lekker tyd. Koshuislewe kan moeilik raak, glo vir ons. Maar omring jouself met vriende en familie en vorm deel van die Valboskat, want 'n Valboskat staan sy manne by. Professie, hoekom ons steek in 'n Valboskat? Wel manne, kom ons HK's vertel vir julle die storie. Dit was 'n donker aand in die nuwe naamlose koshuis, toe 'n groep studente opgewonde langs die koshuiskamer se venster bymekaar gekom het. Ons het gesels oor alles, van studies tot die nuutste nuus oor die plaaslike wildlewe. Manne, ons het 20 springhase in een aand gevang. Kan nie wees nie. Jy lieg. Jy lieg. Sonder enige waarskuwing het daar 'n sagte skraapgeluid vanaf die venster gekom. Sien julle dit? Wat was daai? Ons gesellige groep het skielik stil geword en elkeen het in die rigting van die venster gekyk. Dis toe dat daar, net onder die buitelig van die ou se venster, 'n silhouet van 'n Valboskat verskyn. Sy pels was grys en gemarmer, amper verlore in die agtergrond van die donker naglig. Is dit werklik 'n Valboskat? Die Valboskat was 'n seldsame spesies wat amper slegs deur opgeleide mense in die wilde veld gesien word. En daar was nog minder mense van die koshuis wat die geluk gehad het om een daar in ons midde tussen die grense van Oranje te sien. Die wilde kat het vir 'n oomblik net daar gestaan, terwyl dit ons groep studente dopgehou het. Sy groen oë het deur die vensterglas gekyk, asof dit die storie wat vertel was, wou luister. Net toe ons begin aanneem dat dit dalk hulle verbeelding was, het die kat vinnig van die venster af weggeskarrel en in die rigting van die bome gehardloop. Die studente het geskrik, maar verder lagend weggestap, maar 'n paar van ons het nie heeltemal oor die ontmoeting gekom nie. Ek wil Valboskatte bring geluk. Daardie een lyk asof hy 'n paar stories het om te vertel. Na die oomblik daardie aand het ons studente voortgegaan met ons daaglikse roetine van studeer, kuier en minimale slaap. Maar dikwels het ons in die nag na die venster gestaar, in die hoop om nog 'n siening van die geheimsinnige Valboskat te kry, wat daarna as die koshuis se geluksbringer aanskou sou word, en so het Valbos Manskoshuis sy naam gekry, in die hartjie van die Noord-Kaap geleë langs die Oranje rivier. En dit manne is hoe Valbos Manskoshuis sy naam gekry het. En daai Valboskat kom weer. En die kat kom weer en hy wil nie langer wag. Die kat kom weer die volgende dag. Die kat kom weer, glo vir my dis waar. Die ander dag môre is die kat weer daar. En op daai noot manne, kom ons in die Valbos kreet. Dis mos tradisie. Ek kom daar om die Valbos. Ek kom daar om die Valbos. Ek maak my pink papegaai los. Ek maak my pink papegaai los. Ek sê hou daai ding van my lyf af. Ek sê hou daai ding van my lyf af. Of ek saag hom stomp met 'n saag af. Of ek saag hom stomp met 'n saag af. Hier mors ons nie, ons bou ons dorp skoon.
Right. Welkom, eerstejaars van 2025. Ons is Heldhuis, die huis van legende. Ons is BKO se enigste daghuis, gebore uit die behoefte van studente om 'n koshuis ervaring te hê, al het hulle privaat verblyf. Nou laas jaar het ons, Heldhuis, koshuis van die jaar toekenning gekry. En laat ek julle nou sê, hierdie jaar beplan ons om dit weer te doen. Ons is nie net naam op lap nie. Ons is trots. Ons het tradisie. Maar onthou net een ding. Hier bou julle vriendskappe wat langer hou as Oranje se internetverbinding. Heldhuis is ook die enigste koshuis vir beide mans en dames in. Dit gee ons die voordeel aan alles, van sport tot sosiaal, want ons het 2 wêreldse talente in een koshuis. Ons versprei oor die hele dorp en het ons spioene oral. Ons weet presies wat aangaan, van die kerkbazaar tot by die Oval. Ons bly steeds een groot familie. Heldhuis is en bly jou span, jou groep en jou mense. Heldhuis, hoor hoe lekker klink dit. Ons is nie bang om vir ons naam op te staan nie. Die dapperheid wat 'n held moet hê. Ons skild is 'n leeu, sy hoed afval. Hy wys respek vir die verlede en 'n vasberadenheid om aan ons toekoms te bou. Ons lese sê sommer alles. Hoedens af vir die verlede, moue op vir die toekoms. En dis wat ons aan elke een van julle wil oordra. Moenie bang wees om die lewe aan te pak nie. Moenie bang wees om iets nuuts te probeer. Al het iemand altyd iets te sê. Wees braaf, hou jou hoed af in respek. Maar rol jou moue op en bou aan die toekoms wat jy vir jouself en jou koshuis wil hê. Wees 'n held vir jouself, ander en Heldhuis. Prim, as ek mag bylas, ek stem saam. Dink net aan die ander koshuise. In Steenbok loop net, in Duiker is maar 'n skiedier en in Valbos kat, hy grom net. Maar in leeu, hy brul. Almal weet wie hy is. Kom ons wys die ander koshuis presies wie Heldhuis is. In die droë, rooi woestyn van die Karoo, waar die aarde se barste soos die vel van 'n ou man is, het daar eendag iets ontstaan wat die landskap sou verander. 'n Merk wat nie deur die wind of die son kon vervaag nie. Dit was die begin van die oudste koshuis, 'n plek waar 'n groep jong mans die kans sou kry om hulself te toets, te bou en in broederskap met mekaar te groei. Daar sit jy bok! Jy bok! Jy bok! Wel manne, welkom by julle nuwe huis Steenbok. Julle is nie net hier om gewig en gewigte op te tel nie, maar om karakter te bou wat sal stand hou in die veld van die lewe. 'n Karakter wat nie die woestyn van die Karoo sou vrees nie, wat die harde omstandighede sou omskep en groei. Hier bou ons 'n sterk broedersband en karakter in eenheid. Ons het integriteit, ons bou tradisies.
O ja, manne. Gepraat van tradisie. Manne, julle kyk na die eerste steenbok van die week. Elke week word daar iemand gekies wat sy naam met 'n plank geslaan het. En moet hy 'n vernederende kegel op Vrydag na BKO toe dra, sodat die res van die mense, studente, hierdie spesiale steenbokman kan sien. Die rede vir steenbok van die week sal by opening bekend gemaak word onder die res van die studente. Maar manne, voor ek julle vir die res van die aand gaan verdaag, het ons nog een tradisie. Hak in, manne. 1, 2, 3. En so verwelkom ek julle aan die res van die dames van BKO. Hulle wil julle graag die duikergees aan julle bekendstel. Okay, so dames, baie welkom by Duiker Koshuis. Hier gaan julle nie net tuis voel nie, maar julle gaan ook vriendskappe bou wat self sterker sal wees as daardie groot koppie koffie wat jy elke oggend gaan benodig om te oorleef. Duiker is nie net 'n veilige hawe vir jong dames nie, maar dit is ook die plek waar julle julle selfvertroue gaan opbou. Want ons almal weet mos die gesellige duiker vibe maak die lewe die moeite werd. Hier ondersteun ons mekaar. Ja, ons kraak ek nie af nie. Hier help ons waar ons kan en die gees loop ons vooruit. Ons weet ook om lekker saam te kuier, maar onthou, ons bly nog steeds dames. Ons praat met mekaar as daar iets fout is en ons doen dinge reg van die begin af. Hier is ons een. Ons het ook 'n tradisie om weekliks saam as 'n koshuis Bybelstudie te hou. Ek gaan nou vir ons koshuis vers lees. Hooglied 2 vers 2. Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin tussen die dogters. Ons almal het 'n invloed op mekaar. So maak seker jy los 'n goeie impression en moenie mekaar van die wal af van die sloot help nie. Gelukkig is ons lelies, dames en nie dorings nie. Ons het ook 'n spesiale liedjie. Die woorde van die liedjie lê na in ons harte as koshuise, omdat dit gaan oor mense wat van verskillende plekke afkom, deel vorm van mekaar se lewens, help om die storie te skryf, maar steeds lief wees vir die platteland en daardie klein dorpie gevoel. Skryf 'n brief en stuur hom na die platteland. Breek die stilte wat karing aan my binnekant. Want ons is soekers, swerwers, kies ons eie pad. Waar hy ophou eindig, sal ek vir jou wag. Ek het my hart verloor langs 'n stofpad op die Vrystaat waar die vlakte stoor en van vreemdelinge hoofkarakters maak. Sal jy verder skryf aan hierdie storie saam met my? Jou hart verloor langs 'n stofpad op die Vrystaat vlaktes. Terwyl Stian en Marie onderskeie koshuise intrek en hulle voete vind, gee ons 'n geleentheid aan ons bemarkingsspan vir 'n vinnige advertensie.
Die leeu het in 'n helse huis gebly, of kom ons sê eerder in 'n hele klompie helse huise, die hele dorp, of sal ons eerder sê, die hele stad vol gebly. Die duiker weer was fiets en vraai, en het soos ander duikers baie van snorkel en duiksla in die swembad gehou. Die steenbok het soos die 3 varkies eerder van steen gehou en liefshout en strooibelhuise vermy. Die valboskat was maar 'n sluiper en was by kans net studente wat tot vroeë oggende om braaivleisvuur kuier, wat beweer dat hulle al 'n valboskat in die stad sien ronddwaal het. Daar's net een bok en dis 'n steenbok. Ons is een man, een span. Heil steenbok. Perselin teen virus. Of in boere-Afrikaans deur stilte tot sterkte. Jy dink dalk ons is net 'n groep meisiekinders, maar ons is dames, jou grootste kompetisie. Hoede af vir die verlede. Mou op vir die toekoms. Heldehuis, die plek waar jy nog steeds kan korrelbare in jou eie huis. Heldehuis bo. Manne van bos. Manne van Valbos. Telefons. Mekaar. So wie vergeet, ons is klaar. Alles ons koshuis verskillend. Al het ons ander tradisies. Al word ons op dieselfde plek nie. Vergeet ons te mekaar. Bly ons. BKO studente. Ons wil dankie sê aan ons bemarkingsspan vir die kreatiewe optrede. En ja, ons stem saam. Daar is eenheid in uniekheid. Gepraat van eenheid, so vorm Orania en die studente van BKO ook 'n unieke eenheid. Dit het Marie sommer vinnig besef deur 'n persoonlike ervaring in Orania se gemeenskap. As deel van haar studies se gemeenskapwerk, moes sy by die plaaslike maatskaplike kombuis gaan uithelp het. Hier het sy vir die eerste keer nie net kos gemaak nie, maar ook die belangrikheid van netheid geleer. Meisiekind, kom hier reg. O genade, wat vang jy aan? Ek kry nie die drywe geskil nie. Kalmeer. Mense kan in 'n geval nie drywe nie, my kind. Tannie, kan ek eerlik wees? Dit is die eerste keer wat ek kos maak. Nou wat op aarde eet jy vir die afgelope 2 weke? Bokspap en 2-minute noodles. Toe maar, nog net 'n paar dae by my en jy stouwys. Maar jy moet ook onthou dat daar verskeie eetplekke in die dorp is waarby jy klaar gekookte etes kan bestel. Hulle bied tot afslag, spesiaal vir studente. Haai, maar dis wonderlik Tannie. Is hier nie eers iemand wat my koshuiskamer vir my kan skoonmaak nie? Ek dop elke keer inspeksie. Ai, hartjie. Jy gaan nog op die harde manier leer. Hier's nie deliveries vir skoonmaak nie. Hier is ons nie bang om te werk nie. Hier is jou eerste toetsloopie. Jy sal die besem van 'n ander kant leer ken. Marie se verhouding met die gemeenskap begin en van daar het dit net verdiep, van leer kos kook en kospakkies opmaak tot vrywillige skoonmaak van bejaardes se huise.
het Marie 'n diensbare staatmaker vir die inwoners van Orania geword. Maar Marie is nie die enigste een wat haar voete as 'n BKO-student gevind het nie. Die teruggetrokke, mismoedige Stian het sy eie reeks van positiewe ervarings gehad. Yes, so, hoe gaan dit met jou? Nee. Asseblief, los my net, ek is jammer. Nee my ou, dit is rustig. Ons wil maar net kom hoor hoe dit met jou gaan. Sê vir my, wat is jou naam? Wel, wel, my naam is Stian. Ek is Philip, aangename kenner. Ek's Werner, hier is Franco. Ons is dan bekend as Willie en Wally. Kom sit hier by ons. Kan jy sommer Willie en Wally se oppie wees? Moenie worry nie, chom. Ons sou nêrens maak berg klim nie. Ja nee, om te dink ek was juis amper 'n Stellenbosch boy. Luister, Stian, sê vir my, kom jy vanaand saam met ons na die studentedans toe? Die studentedans? Wel, ek was nog nooit na een genooi nie en ek weet nie eintlik regtig om te dans nie. Maak nie saak nie, man. Ons almal moet eers begin. Liewers nou as nooit. Jy sal dit geniet. Weet jy wat? Ek sal kom. Dit is maar 'n bietjie tyd dat ek leer skoffel. Maar hopelik hardloop die musiek nie met my weg nie. Ons glo nie so nie. Yes, kyk hoe vinnig die tyd gevlieg. Totsiens meneer. Baba meneer, lekker dag. Totsiens meneer. Dis maar. Yes. En so die aand aangebreek van die studentedans. Stian en Marie het albei opgedaag en mekaar vir die eerste keer ontmoet. En hulle kon hulle stories mekaar uitruil van hulle reis tot BKO, tot hulle ervaring gedurende die laaste paar weke. Hallo, my naam is Stian. Hoi, hoe gaan dit? Is jy nie hierso? My naam is Marie. Nee, ek's nie nuut nie. Ek was saam met jou op die eerstejaarskamp gewees. O, askies. Maar daai tyd was ek nog vasgevang in my eie bedorwe wêreld. Ja, moenie worry nie. Ek verstaan dit. Ek moes ook voor my eie struikelblokke kom. Dit klink asof ons albei gegroei het vandat ons BKO toe gekom het. Ja, nee. Ek dink ons studente van BKO kan soveel bydra aan die dorp Orania. Bastian, kom ons dans. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
vriende geword en in een aand het Stian selfvertroue gekry en Marie die waarde van omgee vir ander ontdek. Dit het egter nie hier opgehou nie. Die res van die jaar het vol herinneringe, groot geleenthede en leerervarings ontvou. Aan die einde van die jaar by BKO se promoveringsplegtigheid het hierdie 2 kragtige studente welverdiende erkenning ontvang. Stian Erasmus. Van 'n teruggetrokke, afgekraakte skoolseun het Stian verander in 'n reus van 'n leier. Beide in sy koshuis waar hy as primarius vir 2026 gekies is, sowel as op die sportveld as kaptein van die rugbyspan. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om dankie te sê aan my koshuis, die medestudente, die lektore en BKO as geheel. Julle het my 'n plek gekry wat my kan opbou en waar ek uiteindelik myself kan wees. En ek sal julle en Oranje nooit vergeet nie. Marie Pretorius. Van 'n bedorwe brokkie wat niks wou of kon nie, het Marie ontaard in 'n diensbare, bedrywillige dame wat haar waarde besef, veral as dit gebruik was om ander te help. Sy het die waarde van hardwerkendheid goed besef, sodat sy 2025 se toppresteerder van haar klas was. Baie dankie. Ek is vreeslik dankbaar teenoor Oranje se gemeenskap. Julle het my geleer wat dit is om hard te werk en diensbaar teenoor my medemens te wees. Al is my tydjie verstreke by BKO, wil ek steeds deel bly van Oranje se familie, waar ek kan help om die dorp, die stad, die toekoms van Oranje te ontwikkel. En so het die 2 begin bou aan hul toekoms, versterk met die boublokke van gehalte opleiding en begrond in die waardes van Oranje. So begin ons aan die jong Oranje bou. En hoor jy die magtige dreuning, oor die veld kom het wyd gesweef, die lied van 'n volkse ontwaking, wat harte laat sidder en beef, van
Dan sê baie dankie aan elke toeskouer wat hier was vanaand. Ons waardeer dit verskriklik baie. Dankie aan elke die eerste jaar. Ek wil julle herinner om net hier te bly vir 'n groepsfoto. Die res van julle is welkom om nog 'n verse foto te gaan koop en 'n baie lekker aand vir julle verder. Baie dankie. Sal jou my nooit laat uitwil nie. Ek weet hoe jong